Here Jesus, ons wil saam met Naomi kom bid vir Tier vanoggend. Dankie Here dat wanneer ons tot U roep, dan hoor U ons en ja, ons het die voorreg om hulle wat nie aan U behoort nie, hulle wat nog daar buite is, na U toe te bring en voor U te kom lê. En dit is wat ons as ou groepie vanoggend wil doen, saam met Naomi. Here wil ons vir Tier net na U toe bring en by U voete kom lê en vra Here, mag U liefde en U hart en U goedheid wat ons so wonderlik besing het vanoggend, mag hy dit alles ondervind. Mag hy ondervind dat U die antwoord is op al sy vrae, op al sy probleme, op al sy wanhoop. Mag hy en ander wat U nie ken nie, besef Jesus is die weg en die waarheid en die lewe en dat niemand kan kom tot die Vader behalwe deur hom nie. Dankie vir Naomi se lewe vir soveel jare. Here, ons bid waarlik dat U deur U Gees vir Tier sal bring op daai punt van oorgawe wat hy sal besef of wat hy gedink het hy is sterk in homself, hy het U nie nodig nie, dat hy net sal kom buig voor U en erken, Here, dat U is God. Amen. Here, terwyl ons saam is hier vanoggend, wat ons bid en vra dat U vir ons sal kom seën, Here. Ons harte is op U gedraai, deur dit wat ons gesing het vanoggend, U opnuut net U fokus kom neem of ons fokus kom neem en dit op U kom plaas. Here Jesus, soos daai koortjie wat ons eerste gesing het, daar is niemand soos Jesus. Here, daar is nie. Daar is nie iemand anders nie. Daar is nie iemand beter nie. Daar is nie 'n ander alternatief nie. Dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons regtig kan kom bid en sê, Jesus, it is all about You. Mag ons dit so ondervind en ervaar vanoggend, terwyl ons by mekaar is, dat ons oë op U gefokus sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie julle die aanbiddingsspan vanoggend. Dit gaan alles oor Jesus. Dit is vir my altyd wonderlik hoe die Here op pad is met ons as individue, maar ook met ons as 'n gemeente. Ek wil almal wat betrokke was by die diens vanoggend is wyd versprei oor mekaar en dit kom nou al oor 'n ruk lank saam. En ek het al 2 weke terug en ek begin voorberei. Ek het net gevoel ek moet vanoggend met julle praat oor Kolossense, hier Kolossense 1 vers 9, oor die uitnemendheid van Jesus. En ek wil dit is waaroor ons gesing het vanoggend. Alles het gegaan rondom Jesus, ons koning, ons Here, ons fokus op hom. So ek is opgewonde. Ek is regtig opgewonde om te sien wat die Here vir ons wil kom leer vanoggend saam as 'n gemeente. So as jy jou Bybel het op jou foon of op jou papierbybel, maak hom oop saam met my want ons gaan hier deur Kolossense 1 van vers 9 af tot 23 gaan ons so vers vir vers deurstap. En net gesels rondom die enorme verlossing wat ons het in die Here Jesus. Dis hoe Paulus hier begin. Terwyl hy praat met die Kolossense, die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk, praat hy oor die wonderlike verlossing wat ons in hom het, en dan skielik draai hy om, en hy praat oor hierdie wonderlike verlosser wat ons het. En kom ons verheug ons vanoggend daarin, terwyl ons dit saam lees. Daarom, sê hy, hou ons ook nie op nie, van die dag af wat ons dit gehoor het. Wat het hulle gehoor? Dat die kerk in Kolossense goed gaan, dat het goed gaan met hulle. Epafras wat Paulus soontoe gestuur het, want op hierdie stadium was Paulus nog nie in Kolossense gewees nie. Hy het vir Epafras soontoe gestuur, hulle het gewerk daar in die gemeente. Epafras het teruggekom vir hom 'n goeie getuienis kom vertel van die kerk en wat die kerk besig is om te doen in Kolossense. Hy sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in
alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hierdie het gegaan oor die verlossing, hierdie wonderlike verlossing, hierdie uitnemende verlossing wat die Here Jesus gebring het. En dan draai Paulus sy fokus. Hy sê, dis wat Jesus vir ons gebring het. En dan draai hy na Jesus toe en hy sê, hy is die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskapye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy, dit is nou God die Vader, deur hom, Jesus Christus, alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ook julle wat vroeër vervreemd was, en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees, deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel, as julle ten minste gegrond en vast bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie wat julle gehoor het, en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het nie. Mag die Here sy woord seën in ons hart. Dis nie 'n mondvol nie, hierdie is mondevol, wat Paulus hier vir ons skryf. Maar hierdie eerste gedeelte, daarvan vers 9, tot aan die einde van vers 15, wat hy skryf, of aan die einde van vers 14, waar hy skryf oor ons verlossing. Dis baie interessant, as jy dit lees, dan gaan dit oor ons en julle. Ek weet nie of julle dit agtergekom het, terwyl ons daar gelees het nie. Hy sê, ons hou nie op om vir julle te bid nie, dat julle vervul mag word, dat julle waardig voor die Here kan wandel, dat julle hom in alles kan behaag, dat julle in elke goeie werk vrug mag dra, dat julle in kennis van God mag groei, dat julle bekragtig mag word, volgens die heerlikheid van, dat ons God mag dank. En dan sê hy wat ons verlos het uit die duisternis. Dit gaan oor ons en julle. En dan draai hy hier in vers 15 en skielik skuif dit na hom en na hy. En wanneer hierdie twee by mekaar kom, en dit is vir my wonderlik, ek bedoel, dis wat Paulus sê hier vir die gemeente. Hy kom by hulle en hy sê, ek wil net vir julle weer so 'n kykie gee, hierdie nuwe lewe wat julle begin het in Jesus. Wat 'n wonderlike verlossing is dit. Dis nie sommer net ietsie kleins wat gebeur het op 'n dag. Dis nie net 'n verjaarsdag wat gekom het en jy het 'n persentjie gekry wat jy lankal gehoop het jy sou kry en jy gaan aan nie. Paulus sê nee. Hierdie is die uitnemendste geskenk wat jy kan kry. Daar is nie 'n beter iets wat jy kan kry as juis hierdie verlossing in die Here Jesus nie. En dan verduidelik hy hierdie verlossing en ons gaan net vandag na dit kyk. En dan aan die einde daarvan, as hy raak is opgewonde oor hierdie verlossing, dan sê hy, eintlik is dit nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor ons verlosser, die Here Jesus. Weet julle hoe wonderlik is hy? Want as ek besef hoe wonderlik is hy, is die verlossing wat ek en jy ondervind vir ons nog meer kosbaar en gee dit vir ons 'n dringendheid om juis hierdie verlossing uit te werk in ons eie lewe, maar ook om dit te vat en dit te deel met die wêreld daar buite. Ek gaan net 'n sluk water vat.
Paulus se begeerte en sy wens vir hierdie gemeente is dat hulle sal besef, soos ons gesing het vanoggend, daar is niemand soos Jesus nie. Daar is niemand soos Jesus nie. Vers 9, hy sê, daarom hou ons nie op nie. Van die dag dat ons dit gehoor het om vir julle te bid en te vra. Wat bid en vra vir hulle? Dat julle vervul mag word met die kennis van God se wil in alle wysheid en geestelike insig. Wat 'n gebed om mee te begin. Dis waarvoor hy bid. Ek en ander, hy kom gereeld by mekaar en dis waarvoor ons bid in ons gemeente. Dis waarvoor ons bid vir onsself en vir mekaar, dat ons sal wees 'n gemeente en mense wat vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Want wanneer ek sy wil ken, die kennis van sy wil, wat is die wil van God? Dat alle mense gered moet word. Dis die wil van God. Hy wil dat elke mens wat gebore word in hierdie wêreld, ongeag van sy kultuur, ongeag van sy kleur, maak nie saak, ongeag van sy geslag, dit maak nie saak nie, dat elke mens, dit is die wil van God, hy het gesterf vir elke mens wat gebore is en sal wees in die geskiedenis van hierdie wêreld. Dit is die wil van God, dat alle mense gered moet word, sê die Bybel vir ons. En wanneer hy hier bid en sê dat ons vervul mag word met die kennis van sy wil, dan beteken dit Paulus se gebed is dat ek en jy dit so sal sien en ervaar, en dat ons almal rondom ons sal sien as mense wat die Here se liefde en sy vergifnis nodig het, en dat die verlossing van God die element is wat nodig is om in hierdie wêreld ingedra te word, dat mense se oë na Jesus toe kan draai. Dis die eerste gebed wat hy het, of die eerste intree amper wil ek sê in hierdie gebed, is dat ons God se wil sal verstaan. En verstaan ek en jy dit werklik, dat die wil van God is dat alle mense gered moet word. Dit beteken my buurman langs my, die buurman oorkant my, so hond wat so elendig kan blaf, daai ouwe, almal, die een van wie ek nie hou nie, die ou wat my al ingeloop het met 'n besigheidstransaksie, die ander ou wat kwaad doen. Maak nie saak wie dit is nie, maak nie saak wat hulle doen, hoe ver hulle van God af is, hoe wreed hulle kan wees, wat hulle doen. Dit is die mense waarvoor Jesus gesterf het. Dis wat Paulus sê, hy sê, ek bid dat julle God se wil sal verstaan, dat julle sal besef. Hy verskyn aan ons, hy vergewe ons sondes, hy maak ons skoon, sodat ek en jy deur sy oë na hierdie wêreld kan kyk en sy liefde kan uitdra na hulle. Hy bid dat ons die wil van God sal verstaan, en dat ons wysheid sal hê daarin, dat ons dit sal weet, dat ons kennis het van sy wil, dat ons wysheid sal hê, hoe pas ek my lewe daarvolgens aan, hoe lewe ek, wat is my beginsels waarvolgens ek my lewe maak. Dit is wat kennis is, dis wat wysheid is ek weet, as God sê, hy wil hierdie wêreld bereik, is wysheid in sy wil, beteken vir my, dat ek myself in lyn plaas met wat God wil doen in hierdie wêreld, en hy gee vir my idees en gedagtes, en geleenthede. Weet jy wat is die wonder daarvan? God sê, hierdie is sy wêreld. Dit is verlore, hy het dit gemaak, maar hierdie mense is verlore, maar ek en jy is sy kinders, ons behoort aan hom. En weet jy, dan sê hy, wysheid is om net te besef, dis deur my en jou wat Jesus wil werk. Dis deur my mond. Jesus het nie meer 'n mond hier op aarde nie. Jesus is nie hier nie. Hy het my hande, hy het my voete, hy het my mond. En die kerk bly stil. Partykeer voel dit vir my, ons het net nie wysheid wanneer dit kom by dit nie. Ons doen die snaakste dinge, ons is self nie besig. Maar wanneer dit kom by 'n verlore wêreld rondom ons, dan draai ons maar 'n blinde oog. Hy sê, om sy wil te verstaan en in wysheid te kan lewe en geestelike insig te kan hê. Dis 'n wonderlike ding dat hy hier sê in vers 9, geestelike insig. Wat help dit ek en jy het al die kennis van sy wil? Ons het al die kennis van die Bybel, maar ons kan dit nie toepas en verstaan nie. Dis wat dit beteken om geestelike insig te hê, om die waarheid van God te kan verstaan, maar om dit te kan toepas in my lewe. Anders is ons net 'n fariseer. 'n Fariseer het alles geweet. Hy kon die wet opsy, hy kon die hele Ou Testament uit sy kop uit opsy. Hy het baie kennis gehad, maar dit was bloot
net kennis gewees, sonder geestelike insig, want die toepassing het nooit gekom nie. Ek en jy kan al die waarhede van die Bybel ken. As ons nie geestelike insig het nie, weet ons nie hoe om dit toe te pas in ons geestelike lewe. En dis deel van Jesus en sy wonderlike verlossing, is hy gee vir ons, hy gee vir ons hierdie gawe, hy gee dit vir ons as 'n geskenk, dat ek en jy geestelike insig kan hê, dat ons sy wil kan verstaan, dat ons sy plan kan verstaan, en dat ons dit kan toepas in ons lewens. Hoekom moet ons dit kan toepas? Vers 10, sodat julle, die kerk, die gemeente, ek en jy, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel. Ek en jy het nodig om sy geestelike beginsels toe te pas in ons lewe, om te kan wandel soos hy wil hê ons moet wandel. Hoekom wil hy hê ons moet waardig voor die Here wandel? Vers 10 sê, om hom in alles te behaag. Is dit nie wonderlik nie? Dis wat hy wil hê. Hy wil hê ek en jy moet hom in alles behaag. En daarom gee hy ons sy wil, en hy help ons om hierdie beginsels te kan toepas, en sy Heilige Gees help ons, sodat ons waardig voor hom kan wandel, en hom in alles kan behaag, en dat ons in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Is dit nie 'n wonderlike verlossing nie? Is dit nie die antwoord vir die mensdom se probleem nie? Om te kan lewe in hierdie wêreld soos Jesus dit bedoel het vir ons om te lewe. Sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Julle kan onthou, so rukkie terug het ons ook gesels rondom die vrug van die Gees. Dis iets wat ons het, ons ontvang dit wanneer die Heilige Gees. Die vrug is nie iets wat ek en jy moet probeer maak nie. Dis wat Jesus in ons sit, moet ek en jy uitdra na die wêreld buitekant ons. Vrug dra, kennis van God. Wat beteken dit om in die kennis van God te mag groei? Volwassenheid. Ons beweeg aan in ons geestelike lewe. Ons is nie meer die pasgebore babietjies wat net melk drink, wat net melk drink nie. Daar kom 'n volwassenheid in ons lewe. Ons groei in die kennis van God. Ons lees sy woord. Hy help ons deur sy Gees om dit te verstaan. Hy help ons om dit te kan toepas. En ons groei. Ons word meer volwasse. En die wonder daarvan, ons word meer en meer en meer soos Jesus. Vers 11 sê vir ons, behalwe al hierdie om hom in alles te behaag en elke goeie werk vrug te dra en in die kennis van God te groei. Hy sê, en met alle krag bekragtig te word, volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En vers 12 sê, en die Vader mag dank. Vers 10 sê vir ons, om reg te kan wandel, om hom in alles te behaag en vrug te dra, en in die kennis van God te groei, en met alle krag bekragtig te word, en die Vader te kan dank. Met krag bekragtig te word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Ek het so geglimlag toe hierdie gedagte by my gekom het in my voorbereiding hier in vers 11. Ons lewe in 'n tyd wat ouens altyd 'n pedigree soek op 'n CV. Hulle soek altyd iets goeds en iets groots op 'n CV. En weet jy wat is die wonderlikste ding wat ek en jy op ons CV kan kry? Ek weet nie almal van ons was op universiteit gewees nie almal het ons het almal 'n graad. Het jy dit geweet al was jy nooit op universiteit nie? Hy skryf hier vir ons, ek en jy het 'n graad, vers 11. Met alle krag bekragtig te word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Ek en jy het die LLB graad. Lydsaamheid, lankmoedigheid met blydskap. Wat dink jy het die wêreld nodig daar buite? Gegradueerdes soos ons met 'n LLB graad. Lydsaamheid, lankmoedigheid en blydskap. Om 'n hart te hê vir die wêreld, om saam met hulle te kan voel, om empatie en simpatie met hulle te hê,
Lydsaamheid, lankmoedigheid, ons hou aan, ons hou aan, ons hou aan, en ons hou aan, en terwyl ons lewe ons met blydskap. Dit beteken nie dat ons nie probleme nie. Dit beteken nie dat ons kry nie swaar nie. Dit beteken nie dat goed flop nie. Nee, glad nie. Maar in dit alles, dan gaan kyk ek daar in my studeerkamertjie, daar hang my LLB graad. Lydsaamheid, lankmoedigheid met blydskap. Dis die Jesus wat ek en jy ken. Daar is niemand soos Jesus nie. En hy gee vir ons hierdie LLB graad. Hy wil hê dis die wysheid, dis die kennis waarmee ons na die wêreld toe moet gaan. Want ons kan al die wysheid hê, ons kan al die insig hê, ons kan al die lering hê. As ons dit nie saam met lydsaamheid en lankmoedigheid en blydskap doen, luister die wêreld nie. Het ons dit al baie keer gehoor? Die kerk. Die kerk maak so. Hierdie ou se Christen, hy maak so. Daar was nie lydsaamheid, lankmoedigheid en blydskap by betrokke. Ek en jy is die beeld van Jesus in hierdie wêreld. En hy wil hê ons moet opgewonde wees, ons moet kan aanhou, ons moet liefde kan gee met mense, ons moet dit met vreugde en met blymoedigheid en met blydskap kan doen. Hy sê, en dan nog wat hieruit voortspruit, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van sy heiliges in die lig. Dit lei tot dankbaarheid. Hy sê as ons besef, ons is deel van sy koninkryk, dan is ons dankbaar. Maar weet jy wat sê die duiwel vir my en jou? Jy's alleen, jy's soos 'n uil op 'n kluit. Jy's die enigste een. Elia het so gevoel, soos 'n uil op 'n kluit. Hy's daar. Toe sê die Here vir hom, wat se nonsens gaan met jou aan? Wie dink jy is jy? Daar was 7000 soos jy, wat nie die knie voor Baal gebuig het. Toe kry hy moed, en toe staan hy op, en toe sê hy, in daai geval gaan ek. Dis wat die duiwel wil hê. Hy wil my en jou isoleer. Nie jy's die enigste een wat lief is vir die Here. Nie jy's die enigste een wat, kom ons staan op as die kerk van Jesus, in die dag waarin ons lewe, met 'n ander agenda as wat die wêreld het. Ons vat die verlossingsplan. Ons vat Jesus. Daar is niemand soos Jesus nie. Kom ons vat Jesus na hierdie wêreld. Ons leef hom uit. Sonder 'n ander agenda, ons probeer nie iets doen nie. Al wat ons doen is, ons vat Jesus, wat 'n werklikheid en 'n realiteit is. Ons verstaan sy ons verstaan sy wil, hy gee ons kennis, hy help ons om met hom te wandel, ons groei saam met hom. Al wat ons doen is, ons lewe Jesus uit na die wêreld rondom ons. Dis nie net ek en net jy alleen nie. Ons is saam die liggaam van Christus. Hy is die hoof. Maar ons is die liggaam. Kom ons lewe Jesus uit na hierdie wêreld. En dan hierdie wonderlike verlossing. Paulus raak amper uit asem uit, want hy som dit hier op aan die einde. Hy sê, hy wat ons verlos het. Hy sê hierdie verlossing, hierdie verandering, wat in hierdie gemeente plaasgevind het, is so groot. Hy sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy sê, hy haal ons uit die duisternis uit, en hy bring ons oor in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dis twee verskillende wêrelde. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Jy kan nie twyfel, is ek gered of is ek nie gered nie? Jy gaan dit weet, want jy was in die duisternis en jy is oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ek wil vir jou sê, daar's 'n enorme ding, as Daggie nou al hierdie ligte sou afsit, hierdie een is baie helder, maar as hy nou al hierdie ligte gaan afsit hier, en is pikdonker hier binne, en skielik gaan die lig aan, ons gaan agterkom, wow, dit was donker en nou is dit lig. Dis presies wat hy nie sê vir ons. Hy sê vir ons, hy verlos ons uit die mag van die duisternis en bring ons oor in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ek gaan slaap nie vanaand in die duister en word môre wakker in die koninkryk van God nie. Andrei het verlede week ook vir ons gesê, met Nicodemus, wat Jesus vir hom gesê, jy moet weer gebore word. Want niemand van ons word gebore in die koninkryk van die seun van sy liefde nie. Ons word almal gebore in die duisternis, in daai diepe duisternis, die mag van die duisternis, wat die duiwel oor ons het. En Jesus kom in 'n oomblikse tyd en hierdie verlossing vind plaas. En hy vat ons uit daai duisternis en hy bring ons oor in die koninkryk. Is dit nie mooi nie? In die koninkryk van die seun van sy liefde. En dis waaroor dit. Hier het gegaan in die ou lewe oor verdoeming
bekommernis en skuld en 'n swaar las wat jy dra. Hier gaan dit die koninkryk van die seun van sy liefde. Geen wonder ons sing, daar is niemand soos Jesus. Want daar is nie. Hy kom haal ons uit die duisternis, sê Paulus, en hy bring ons oor in die koninkryk van die seun van sy liefde. In wie ons die verlossing het deur sy bloed. Dit het hom 'n enorme prys gekos, dat ek en jy uit die duisternis kan kom tot in die lig. En wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy vergewe ons sondes. Jesus alleen kan ons sonde vergewe. Niks en niemand anders. Die paus kan maar, ek weet hoe kyk, hy check alles, hy die bril, sê ander helder, hy die bril, notas, hy, ja, het sal nie aangaan met alles, maar, net Jesus alleen. Daar is niemand soos Jesus. Niemand soos hy. Hy is die enigste een, wat ons in die mag van die duisternis bring, tot by sy lig. Hy bring ons by die vergifnis van die sondes. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis wat ons verlosser kom doen. Hy het ons nie kom help om in ons sonde te lewe nie. Hy het ons kom verlos van ons sonde. Hy het ons uit die gemors gehaal en hy het ons gebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dis wat verlossing beteken. En hier draai Paulus nou na hom toe. Hy sê hy wat hierdie verlossing gebring het. Hy is die beeld van die onsienlike God. Tot hier het niemand vir God gesien voor die koms van Jesus nie. Net Moses het die geleentheid gehad. Kan julle onthou? Dat hy gesê, Here, ek wil U sien. Toe sê die Here, jy kan my nie sien nie. Maar ek sal jou toelaat. Ek gaan by jou verby. Ek gaan jou hierdie skeur wegsteek en ek gaan by jou verbygaan. En wanneer ek verby jou is, dan van agteraf sal jy so effens 'n glimps kry van my. En hier kom Paulus en hy sê, hy, Jesus, is die beeld van die onsienlike God. Sy disippels eet saam met hom, hulle praat saam met hom, hy groet hulle met die hand. Miskien is hy ook in daai dae, hulle het mekaar so soen op die wang gegee, maar hulle het mekaar gedruk in die kultuur van die Midde-Ooste. Skielik druk God mense, hy hou hulle vas. Hy sê vir sondaars, ek is lief vir jou. Hy sit sy hande op die oë van die blinde. Hy sê vir hom sien. Skielik is God naby. Hy is nie meer daar ver, dat hy net in 'n wolkkolom en 'n rookkolom. Hy's by ons. Hy's by ons. Hy is die beeld van die onsienlike God. Die eersgeborene van die hele skepping. Vers 16 sê vir ons, want in hom, in Jesus, is alle dinge geskakel wat in die hemel en op aarde is. Dit wat sienlik is en onsienlik is. Trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Alles wat bestaan, bestaan omdat God dit tot lewe geroep het deur die Here Jesus Christus. Dis uit hom en deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge, sê vers 17. En in hom hou alle dinge stand. God hou alles in stand. Ons is dalk baie keer, ons dink ons doen dit. Ons dink ons moet alles by mekaar. Ons dink dit gaan nie met my nie. God hou alle dinge in stand. Alles. Dis die verlosser. Hy hou die hele wêreld by mekaar. Alles. Die heelal hou hy by mekaar. Dink jy hy kan vir my en jou sorg as ons deur 'n moeilike tyd gaan? Ja. Wanneer ek en jy nie weet watter kant toe nie, dink jy God verstaan ons? Ja. Want hy hou alle dinge in stand. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Romeine 11 vers 36 sê Paulus vir ons, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Vers 17 sê, hy is voor alle dinge. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand.
Vers 18 sê hy is die hoof van die kerk. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy is die hoof. Hy is die hoof van ons hier. Ons val onder hom. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Baie keer verstaan mense nie, hulle sê, maar wat van Lazarus? Lazarus was opgewek uit die dood voor Jesus. Hoe kan Jesus die eerstgeborene wees? Jesus is die eerstgeborene wat opgewek is uit die dood en nooit weer gesterf het nie. Hy is die, daar is niemand soos hy nie. Daar is regtig, daar is niemand soos hy nie. Ons hoor baie keer van ons, hy sê ek was in 'n ongeluk en ek was dood, hy het my dood verklaar en toe word ek lewendig. Hulle sê prys die Here, dis wonderlik, dis great, ons stem daarmee saam. Maar waar is hulle vandag, na 'n paar jaar? Opmaak in die grond. Maar nie ons verlosser. Nie Paulus se verlosser wat hy sê, daar is niemand soos hy. Hy is die eerstgeborene. Hy's alles, hy's absoluut alles. Hy is die eerstgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste kan wees, want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis, ek sê deur hom die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Hierdie versoening wat die Here Jesus gebring het, sy disippels het gedink, dit gaan 'n verlossing en 'n versoening wees deur die swaard. Hy gaan kom en Israel herstel. Hy gaan die Romeine omverdig. Hy het nie gekom om met die swaard verlossing te bring, hierdie versoening te bring. Hy het deur sy kruisdood gebring. Hy het deur sy kruisdood gebring en daarom is dit beskikbaar vir my en vir jou. Hy het die hoogste prys betaal. Dis wat hy gedoen het. Dis die wonder van sy versoening. Hy het die hoogste prys betaal om my en jou los. Hy het sy lewe kom aflê aan die kruis. Daar is niemand soos Jesus. Dit is absoluut nie. Hy besef, dis die enigste manier. Iemand wat regverdig is, iemand wat heilig is, iemand wat geen sonde geken het. Hy moet kom sterf in my plek, dat ek eendag in die hemel saam met God kan wees. En toe stuur die Vader sy seun, toe sê, ek stuur hom. Hy gaan aan die kruis aan, in my plek en in jou plek. Sodat daar 'n volkome versoening kan wees. Dat daar so 'n verlossing kan wees, dat ek en jy weer een kan wees, dat daar vrede kan wees tussen ons. Hy sê, julle was vroeër vervreemd, sê vers 21, en vyhandig gesind deur die bose werke. Hy sê, julle was die vyande van die kruis, en julle was vreemdelinge. Hy sê, nou is julle versoen, nou is julle deel van sy liggaam. Wat sê Paulus vir ons? Daar is niemand soos Jesus. Hy kom, hy maak my wat sy vyand was en sy vreemdeling was. Deur sy eie lewe te kom gee, maak hy my. Hy noem my vandag sy vriend, sê die Bybel. Hy noem my sy kind. Ek kan na hom toe kom en sê, Papa, Abba, jy is my papa. Daar is niemand soos Jesus. En hy doen dit alles. Hy doen dit alles. Al wat ek en jy moet doen, is ons moet reageer daar. Vers 22 sê, in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor te stel. Dis waar jy met jou, my en jou op pad is. Die oomblik wanneer ek besef hierdie wonder van die Here Jesus en die wonder van sy verlossing, en ek buig voor hom en ek kom tot bekering, ek bely my sondes en ek neem die Here Jesus aan deur geloof. Ek kom uit die duisternis tot in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy sê, dan is dit vir my om heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom gestel te wees. Heilig beteken nie, ons het 'n ander konnotasie aan heilig. Holier than thou. Jy weet, ons ken daai so judgmental op, maar nee, ek is bly ek is nie soos hierdie en soos daai. Nee, heilig beteken om afgesonder te wees. Ons behoort net aan die Here. Ons is op sy gesit uitsluitlik vir sy gebruik. Hier's 'n lied wat ons baie keer sing, veral ook met nagmaal. Daai een van, wat is sy naam? Meyer, is sy van? Matt Maher.
wat sing, holiness is Jesus in me. Dis wat heiligheid is. Is Jesus in my en ek lewe van hier af net vir Jesus. Ek is op sy gesit, ek is afgesonder, ek is toegewy vir hom. Sonder gebrek beteken nie dat ek nooit 'n fout gaan maak nie. Onberisplik voor hom beteken nie dat daar nie gaan wees dat ek die kere nog gaan aanjaag nie. Maar hy gee vir my hierdie lewe van oorwinning saam met hom. Wat hy sê, want as ek en jy na die Gees wandel, dan sal ons nie toelaat dat die vlees oorheers in ons lewe. As jy ten minste gegrond en vas bly in die geloof en jy nie laat afbring van die hoop van die evangelie wat jy gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Hy sê gegrond en vas bly. Moenie hoop verloor in die evangelie. Ek het al met mense gesit wat dit vir my voel, my hart breek los in my. Hulle gee moed op hierdie Jesus. Hoe doen ons dit? Hulle kom op 'n punt wat hulle net sê, ek het nie meer hoop nie. Ergens teleurgestel miskien in die verlede, ek het God gevra vir iets, iemand is dood in my familie, ek verstaan dit nie vir my as mens, maak dit nie sin nie. Maar dat iemand kan kom wat hierdie ding ken en sê, Jesus is nie alles nie. Maar ou verstaan dit nie, maar dis die realiteit, ons sien dit rondom ons gegee, rondom ons. Hy sê sy gebed is dat julle ten minste gegrond en vas sal bly in die geloof. Jesus sê daar's ouens wat hulle hand aan die ploeg slaan en omdraai. Nadat kan sê nee, hy het vir ons die gelykenis van die saaier. Nee, ons gaan saam, ons gaan groei en dan skyn die son in die sonbak en daar's die lewe is daar nie. Dit gebeur. Paulus sê hierdie verlossing kom so naby ons. Ek en jy moet gegrond en vas bly. Ons moenie ons hoop verloor in die evangelie. Ons moenie moeg word en gaan sit nie. En hy sê hierdie verlossing is vir almal. Hy sê wat julle verkondig het in die ganse mensdom. Die hele wêreld moet weet. Nie net ek en jy in die kerk nie. Dit is maklik om dit hier vir mekaar te sê. Wonderlik om dit hier vir mekaar te sê. Maar ek en jy moet hier uitgaan. En vanmiddag en môre waar ons beweeg in die wêreld. Weet jy wat moet ons boodskap wees vir die wêreld? Daar is niemand soos Jesus. Wat 'n verlossing en wat 'n verlosser. Daar is niemand soos Jesus. Hiermee sluit ek af, amen, Sela. Ek wil een vraag by jou los. Ken jy hierdie verlossing? En is hierdie verlossing deel van jou lewe? Want ons is almal hier vasgevang in die mag van die duisternis. En hy, Jesus, kom deur sy verlossing en hy haal my uit en hy bring my oor na die ander kant. Ek ervaar sy verlossing, ek ervaar sy vergifnis. Ek word deel van die koninkryk van die seun van sy liefde. Ek word deel van Jesus se koninkryk. Ken jy hierdie verlosser? Is hierdie verlossing deel van jou lewe? Want dit is baie eenvoudig om by dit uit te kom. Dit is baie eenvoudig om so saam met biljoene mense wat al op hierdie aarde geleef het, te kan sê en dit eerlik kan bedoel, daar is niemand soos Jesus nie. Want jy gaan uit van die duisternis tot in die koninkryk van sy seun. Wat jy moet doen, is 'n besluit neem om te sê, Here, ek neem u aan. Dit wat u vir my sê, u kruisdood, u versoening, wat hy van gepraat het, u verlossing, ek neem dit aan, ek maak dit my eie. Ek bring my sonde en my mislukkings na u toe. Ek kom lê dit aan die kruis voor u. Ek vra dat u my sal vergewe en ek begin 'n nuwe lewe saam met u. Dan sal jy ook so saam met biljoene mense al kan sê, daar is niemand soos Jesus. Anders bly maar net 'n naam.
Ons bly maar net 'n naam. Baie weet van hom. Baie weet van hom net as hulle vinger raak slaan, gebruik hulle sy naam. Maar vir my en jou is dit die naam bo elke naam. Daar's nie 'n beter naam. Daar's nie 'n ander naam gegee onder die mense waaronder ons gered kan word nie. Dis die naam van die Here Jesus. Daar is niemand soos Jesus. En my uitnodiging na elkeen van ons volk. Miskien het jy gaan sit langs die pad ergens. Miskien het jy moed opgegee, miskien het jy hoop verloor. Miskien het jy nog nooit hoop gehad nie. Vanoggend kan jy die naam van die Here Jesus aanroep en die lig kan vir jou deel. Kom ons bid. Here Jesus, ons dit vanoggend kon gesing het en ons het nou vir mekaar kon gesê, daar is niemand soos Jesus nie. Dankie vir u verlossing, dankie vir u versoening, dankie vir die feit dat u die hemel verlaat het. Kom sterf het aan 'n kruishout, sodat ons vandag hierdie versoening kan ervaar en deel kan hê van ons lewe en weet dat ons behoort aan u. Here, terwyl ons hier sit, is van ons wat nie hierdie vrede het nie, is van ons wat nie hierdie sekerheid het nie. Ek wil bid en vra dat u deur u Gees so 'n persoon se hart sal beweeg in hierdie oomblikke, om by daardie punt te kan kom om te sê, Here Jesus, hier is ek, sien my raak. Pas hierdie versoening wat Paulus so opgewonde was, pas hierdie versoening toe in my hart.